Goeiemôre. 30 Oktober en ek het so 'n bietjie agtergeraak met die vrae en antwoorde op lewe in Amerika en refugee status. So kom ons spring sommer in die werk. Hoe werk dit? Iemand vra hoe werk dit dat die Democrats die shutdown aan die gang hou, maar die Republicans is in die meerderheid. So hoe werk dit? Hoe kry dit reg? Dit is baie eenvoudig. Vir groot besluite soos hierdie ene vir die budget, moet jy 'n supermajority hê, so dan moet 60 van die 100 senators moet ja sê. En daar is net 55 Republican senators. En die ander 45 is meestal Democrats en so 1 of 2 independents. So dit beteken die Republicans moet nog steeds 5 Democrats kry om saam met hulle te vote om die ding gepas te kry. En op die oomblik, daar is 2 wat saam met hulle vote, maar die ander wil nie. So kan die Democrats die ding blok die hele tyd. Die hele tyd net almal van hulle sê nee en dan hulle kry druk op mekaar om dit nee te sê. Dis maar hoe dit werk. En nou sê ek sien mense begin nou huil oor die food stamps wat nog gekanselleer word, veral vir die mense in Amerika wat moet kry, jy weet nou weens die government shutdown. Hoe gaan hulle dan bly lewe as hulle nou nie food stamps het nie, want daai goed sluit vandag actually. Die wat nie, as die government nie opgemaak word binne die volgende 24 uur nie, gaan mense nie food stamps kry nie. Die wat kwalifiseer daarvoor. Wel, hulle gaan nie net skielik hongersnood hê of honger ly nie. Die mense gaan eenvoudig na food banks toe. Daar's food banks in elke dorp en stede wat jou ook support met dit. So, en ek sien daar's redelik groot aanvraag daarvoor en die mense gaan, dis vir hulle geld en communities help mekaar. So dis nie dat net eenvoudig niks kos gaan hê vir die volgende tyd tot die goed in die gang kom nie, maar die politicians gaan definitief dit gebruik as 'n political tool. Kan ek dieselfde tyd aansoek doen vir die Green Card Lotto en die refugee status, refugee program? Daar is iets wat jy moet self besluit. Ek dink nie dit behoort 'n probleem te wees as jy al klaar jou refugee goeders ingesit het en jy sien nou jy doen aansoek vir die Green Card Lottery nie. Dis 2 verskillende goeders, so onthou nie dit. Op daai sins, die Green Card Lottery is nog nie oop nie, so maar nog nie aansoek doen as jy iewers sien nie, want dis nog gaan 'n fake wees. Maar ek glo nie dit behoort 'n issue te wees as jy jou goed in het en jy doen ook aansoek vir die Green Card Lottery en watter ewe een kom eerste. Onthou net, as jy vir die Green Card Lottery aansoek doen en jou goed kom deur, jy gaan moet betaal vir dit verder. Vandaar as jy 'n gewone immigrant, jy het nie dieselfde hulp, jy gaan nie dieselfde hulp kry as wat 'n ou gaan kry wat met die refugee program oorkom nie. So as jy Amerika toe kom, gaan jy nie 'n caseworker wees wat jy help om in die plek te kom en al die goed nie. Jy gaan alles self moet betaal, want jy kom met 'n green card. Ek wil 3 klein honde saambring. Kyk daarna as hulle byvoorbeeld verblyfreël. Onthou net, as jy wil honde saambring, jy moet self betaal daarvoor. Jy moet hulle immigrate honde en dit kos nogal baie geld. En onthou die honde moet hier gevlieg word en in kwarantyne gaan en inspuitings kry en al die voor jy hulle kan kry weer. En dit is belangrik om te weet om vir mense te sê, want nie alle apartments en hotelle laat troeteldiere toe nie. So, dit hang af van die plek waar jy gaan. As jy weet jy gaan byvoorbeeld Dallas toe, of Iowa toe, daar's mense in Iowa, of North Carolina, die plek wat hulle jou nou toe stuur, maak seker dat die mense jou eers laat weet, o ja, die plekke wat hulle gebruik daar vir refugees, het toegang tot troeteldiere, of nee, troeteldiere word nie toegelaat nie. Dit gaan jou besluit maak. So, maak seker wanneer jy gaan vir jou interviews, hulle weet daarvan. Dit is jou plan en jou idee, dat hulle vir jou kan raad gee. Is travel insurance ingesluit in die vliegkaartjie waarmee jy oorvlieg vir ingeval jy siek word en so aan? Daai is 'n baie goeie vraag. Nou die vliegkaartjies wat jy kry om te vlieg, dis nie altyd presies dieselfde plek en dieselfde mense wat dit doen nie. So as jy gaan vir jou interview, vra daai vraag daar, sê die kaartjies as jy gaan vir orientation en hulle sê ook jou vliegtuig is geboek, vra die agente daar, was travel insurance ingesluit in daai kaartjie? As hulle sê nee, dit was nie, dan moet jy vir jouself uitneem as jy dit wil hê. Self betaal daarvoor. Hulle sal nie ekstra betaal daarvoor nie, maar partykeer is dit normaalweg ingesluit. Baie keer as jy 'n kaartjie koop, is travel insurance outomaties ingesluit, maar ek sien deesdae doen hulle dit nie meer nie.
Jy moet ekstra betaal daarvoor. Hoe teken jy jou verblyf vir 'n jaar as jy nog nie inkomste het nie? Omdat die interview het ons gesê, wat ek met Lily gedoen het sy gesê hulle het al, of nie met Lily nie. Ek is met Lily gewees. En Adrian sou interview. Adrian nee, met Lily het sy gesê hulle moes teken so lank vir 'n jaar, want die mense wil nie noodwendig 'n plek uithuur vir minder as 6 maande of so nie. En so iemand vra, so hoe teken jy nou al jou verblyf vir 'n jaar as jy nog nie eens 'n inkomste het nie? So onthou, die refugee program, die caseworker, hulle cover nog jou akkommodasie tot jy aan die gang kom vir 'n sekere paar maande. So jy moet net as die inwoner weet teken dat jy gaan daar bly vir 'n jaar. Die caseworkers, die program cover nog die volgende maand of 2 maande terwyl jy tot jy op jou eie bene is, maar as jy op eie bene betaal jy self verder. So dis hoekom hulle dit aan, want hulle weet is op 'n program en jy gaan daar bly vir 'n jaar. Wat van transgender agenda wat deur die skole gedryf word? Nou ek weet nie ek kan nie onthou wie dit gevra het nie. Maar daar is nou iemand wat die dam onder die een se gaai uitdruk. Hier is nie 'n dryf deur skole vir transgender agendas en programme nie. Dit gebeur in 'n klein handjievol skole en onthou is honderde duisende skole in Amerika. Ek het nog nie by enige skool gesien nie. Nie by ons waar ons bly nie. So mense moenie te veel luister na sulke goed nie. Wanneer moet jy begin huur betaal? Jy begin huur betaal sodra as jy op jou eie inkomste begin kry. En jy onthou jy het nie die hele jaar om daar te sit en op die staat te rely het hulle gaan jou kry dat jy so gou as moontlik inkomste het dat jy jou eie huur kan betaal. Volgende vraag, is daar werk vir mechanics? Baie werk. Mechanics is kort in Amerika. Daar is werk vir mechanics. Oralste, baie plekke is jy op skool toe stuur. Ons company byvoorbeeld sit mense op 'n 3 jaar apprentice program om hulle te leer om mechanics te word en hulle kry 'n vol salaris terwyl hulle op daai program is. $35 'n uur. Almal gaan concrete jungles toe. Is daar nie plekke wat nie in die stad is nie, jy weet al die refugees. Ongelukkig al die refugee sentrums waar jy sit, is waar daar die support is en is gewoonlik in 'n stad. Daar is nie refugee sentrums en support in klein dorpies, plattelandse dorpies nie. Maar onthou, jy's daar, sodra jy jou green card het, kan jy gaan bly net waar jy wil in Amerika. So, as jy daar is vir die eerste jaar tot jy jou green card het, soek jy so lank 'n lekker dorpie waar jy wil bly en kyk of jy werk naby kry en as jy klaar is met daai eerste jaar, dan vat jy goed in trek. Dis wat ek gedoen het. Wel, ek het nie gekom met refugee nie. Ek het in Orlando aangekom as waar ons gebly het, toe kom ek agter is te warm en ek het werk gekry in Nashville en ons het goed gevat en getrek. Kan ons so lank info kry om te begin studeer vir die bestuurderslisensie, die permit? Ja, gaan net online. Ons weet nou al, ouens gaan Iowa toe, ander ouens gaan Texas toe, ander ouens gaan Georgia toe, mense gaan North Carolina toe en party gaan Connecticut toe. Dis wat ons weet. So gaan sommer net online Texas, tik in Google, State of Texas, driver's license permit. Jy gaan die boek daar kry. Jy lees die boek deur en jy doen sommer op die komputer, doen jy practice test. Doen dit. Dan is jy jouself voorberei. So doen Texas en doen Iowa en doen Connecticut en meeste van hulle gaan presies dieselfde wees met so 1 of 2 klein verskilletjies. Doen mense nog couponing? Ja, baie. Maar nie meer in die tradisionele soos jy op die TV gesien het, die mense het papiere vol coupons wat hulle uit koerante en goed uitsny nie. Hier is nie meer koerante hier rond nie. Dis nou op die fone. So, jy gaan online vir Kroger, gaan na winkels toe en kyk hulle online coupons, dan trek jy dit na jou foon toe, jy kat dit en push dit in jou foon. En jy doen dieselfde, dit is nou nog steeds couponing, so jy het nie meer papier, jy hoef nie meer daar met die hele handsak vol papiere aan te kom nie, dit is nou op jou foon net. Maar die mense doen dit nog couponing en jy kan dit nog steeds gebruik. Jy kan baie geld spaar so. Hoekom interview niemand vir enkellopendes nie? Iemand het die vraag gevra. Ek het al 2 interviews gehad met Adrian Botha, hy is 'n enkellopende persoon, so kyk dit daar op my
op my YouTube bladsy. Jy soek tussen my video's, jy sal sien daar's 'n interview met Adrian. Hy's enkellopende en ek het 'n interview gehad met Lily van die plaas wat mense is wat gekom het met 2 jong kinders. So die wat wil kyk wat gebeur met 2 jong kinders, kyk na daai ene. En die wat wil sien wat gebeur met 'n enkellopende, nou kyk, daar's 2 interviews wat ek met Adrian gehad het. Is daar karate clubs in Amerika? Hier is, maar nie oral nie. So jy gaan dalk na die volgende dorp toe moet gaan, maar jy moet net rondkyk. Daar's allerlei sportklubs oralster en by skole. Die skole het nie dieselfde, soos byvoorbeeld ons skool het nie 'n atletiek nie. Soos jy weet mos in Pretoria in Suid-Afrika, die skole het almal 'n atletiekbaan en dis groot by Suid-Afrikaanse skole. Jy weet, Januarie as jy skool toe gaan, is almal eers na die atletiekbaan toe en daar's uitdinne gehou vir alles vir die jaar se seisoen en so aan. En hier's baie skole het nie 'n atletiekbaan, glad nie 'n atletiekbaan nie. So as jy atletiek wil doen, moet jy na 'n klub toe gaan of na 'n volgende skool toe gaan of so iets. So, en selfs as dit enige ander ding, kyk maar net rond, waar is die klubs? Ons het in Orlando gekom en ons het moes na die volgende dorp toe gered vir gimnastiek, vir my dogtertjie om gimnastiek te doen. Want sy wil graag gimnastiek gedoen het. En dan klein dorpies het nie alles nie, maar na die volgende dorp te ry of na die naaste stad toe byvoorbeeld. Maar jy sal dit kry as jy net gaan soek. Kan jy klein werkies aanpak terwyl jy wag vir jou social security kaart om so lank bietjie geld in te maak as jy hier aankom op die refugee program? Jy kan nie werk nie tot jy jou social security kaart het en jy jou authority om te work. Kan jy nie werk nie. So gebruik hy eerste paar weke om te rehabilitate, weet, kom oor die jet lag, kom alles reg. En sodra as jou authority to work en jou social security kaart het, dan kan jy begin werk en werk soek en werk. Jy kan nie voor die tyd werk doen nie. Mense kan jou nie aanstel nie. Al doen jy klein werkies hier en daar, hulle is moenie betrokke raak nie. Jy wil nou nie gedeport word omdat jy illegal werk is, omdat jy nog nie die permissie het nie. So wag vir dit. Okay, dis dan die vraag wat ek nou het. Moontlik kan ons Saterdag 'n live doen, live Q&A. Ek sê julle laat weet. As dit kom, sal dit wees tussen 3 uur Saterdagmiddag en 6 uur Saterdag aand. Iewers daar sal ek, maar ek sê julle laat weet hier teen Saterdagoggend sal ek julle laat weet. Miskien Vrydag aand, Saterdagoggend sal ek julle laat weet as daar live is en as daar is, sal ek dit adverteer en julle vroeë waarskuwing anyway gee. Okay, dis dan die vraag, gooi nog vrae onder hierdie video en as ons nie het nie, sal ons miskien Saterdag hanteer op 'n live. Sien julle later, geniet die dag.